Goeiedag, ek is Anna Joubert. Ek wil net 'n paar versies lees uit een van my Afrikaanse Bybels wat gaan oor dinge wat Vader Jahwe nie wil hê sy kinders, sy volgelinge, gelowiges, gesalfdes, wedergebore kinders van Jahwe moet doen nie. Ek lees uit Spreuke 6 vers 16 tot 19 wat die volgende sê. Daar is 6 dinge wat die Here haat. Nee, eintlik 7 dinge waarvan hy 'n afskuw het. Vers 17. Oë vol hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak. 18. 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop. 19. 'n vals getuie wat leuns verkoop en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers. Openbaring 22 vanaf vers 14 en 15 sê die volgende. Geseënd is die wat hulle klere skoon was, sodat hulle aanspraak mag hê op die boom van die lewe en mag ingaan deur die poorte van die stad. Nou, klere skoon was is wanneer jy jou sonde erken en bely en vergifnis ontvang daardeur. Al die onreines bly buite. Die towenaars, die wat seksuele sondes doen, die moordenaars, die afgodsdienaars en elkeen wat die leuen liefhet en lieg. Hulle bly buite die nuwe Jerusalem. Nou is dit Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 21 wat sê: My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Raak daarom ontslae van die vuilheid en boosheid wat so welig in julle tier, en aanvaar nederig die woord wat God in julle geplant het. Hierdie woord het die mag om julle te red. 'n Ander Bybel sê ingeplante woord. Nou Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot en met vers 26 wat sê: Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer net alles doen wat julle wil nie, maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend: seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe,
afguns, dronkenskap, wilde partytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Maar die wat aan Jesus Christus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Ons moenie te veel van onsself dink, mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie. En dan is daar nog 'n versietjie wat ek wil bysit. Hoofstuk 6 vers 1. Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Nog 'n versie by. Julle weet dat mense wat baie van hulle self dink, terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. Daarom moet julle eerder julle eie gedrag toets. Dan kan julle op julleself trots wees, sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Ons weet tog, almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. Iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die wat onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op die grond daarvan die dood oes, terwyl hulle wat in die land van die Gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Terwyl ons die kans het, laat ons dus goed doen aan ander mense, maar veral aan die medegelowiges. So vir hierdie wet sê, ons moet veral aan ons medegelowiges goed doen. Nie die wat afgedwaal het nie, nie die wat hom nie ken nie, nie die wat hom nog nie as saligmaker aanvaar het nie, die wat medegelowig is, die wat dieselfde glo as wat ek en jy glo. Nie ander gelowiges nie. Nie ander godsdienstige mense nie. Wanneer iemand dieselfde glo as wat jy glo, hulle kom eerste. Hulle kom eerste en dan die ander om gehelp te word. Ek lees nou uit Johannes 3 vers 19 tot 21. Dit is die beslissende vonnis. Die lig het na die mensewêreld toe gekom
En tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was boos. Elkeen wat doen wat sleg is, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie bekend word nie. Elkeen wat egter die waarheid beoefen, sal na die lig toe, kom na die lig toe, sodat dit sigbaar word dat sy dade vanuit 'n noue verhouding met God is. Wanneer ons in die lig wandel, dan wys ons dade. Wie is die koning van ons hart? Wie sit net op die troon van ons hart? Wat uit jou, daar is 'n spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So wat ook al op 'n mens se hart is, dit is wat by jou mond uitkom. Dis hoekom ek altyd sê vir die mense om my, en sommer net om myself te herinner. Al wat 'n mens moet doen, is om regtig te gaan luister na wat mense sê. Wanneer jy in die kerk is, of in die gemeente is, wanneer die woordkerk bestaan nie in die gemeente nie, elke persoon is die kerk. Die mense wat na 'n gebou toe gaan om saam te loof en prys, is net 'n gemeente. Dit is nie die kerk nie. Elke mens is die kerk. Elke wedergebore, skoongewaste, bloedgewaste persoon is die kerk. Nou, wanneer jy na die gebou toe gaan, en jy gaan luister voor die diens na wat die mense sê, soms in die diens, en na die diens, en wanneer op pad huis toe is, en wanneer jy by die huis is, of by kuiermense is, of waar ook al, gaan luister net na wat by hulle monde uitkom. Is dit kritiek? Is dit 'n geskinder oor dit en dit en dit en dit? Of praat hulle oor die woord wat hulle gehoor het, en nou aan ander oordeel wanneer dit in hulle harte gaan sit? Ek het ondervinding van 2021 af. Nee, langer as dit, van 2017 af al, het ek ondervinding van hoe mense skinder, mekaar beskinder, pastore beskinder. Hulle praat nie eers oor die Bybel nie, hulle praat nie eers oor wat die woord sê nie. Dis alles fisies, met ander woorde, hulle is vleeslike mense wat hulle tyd en hulle lewens oprig om fisiese dinge te doen en na fisiese goeders te kyk. Pleks daarvan dat hulle probeer om mekaar op te bou deur met die woord te sit en mekaar te vra oor die woord. Wat dink jy daarvan? Wat sê die Heilige Gees vir jou, sê daai skrif? Wat het vandag in jou lewe gebeur wat wys dat Vader in jou hart sit? Wat het Vader vandag vir jou gedoen? Wat is jou kwellinge? Kom ons bid saam. En wanneer mense saam bid, jy bid nie om te agterna te gaan en daai gebed uitmekaar uit te trek en met ander mense te bespreek nie. Jy bid sodat daai persoon kan opgetel word. En dan as jy huis toe gaan, bid jy weer vir daai persoon. Jy gaan vertel vir niemand anders van die gebed nie, want dit is persoonlik. Tensy daai persoon vra, asseblief laat jou huismense ook saam bid. So nie bly jy stil en jy maak dit 'n persoonlike, intieme, private gebed om daai persoon te bly opdra. Wanneer 'n mens gebede hoor van ander mense, dit is nie om te skinder daaromtrent nie. Dis nie om krities te wees teenoor daai persoon nie. Dis om daai persoon te help dra in die gees, al is die persoon nie by nie. Gebede wat as mense vra om gebid voor te word, is dit nie om te skinder daaroor nie. Maar dit is om mekaar op te tel en mekaar positiwiteit te gee omtrent geestelike lewe, om iemand op te tel in die gees, om beskikbaar te wees vir dit wat dalk nie daar is deur die week nie. Nie om mekaar te kritiseer, uit mekaar uit te trek, fout te vind en lelik te wees nie. Dit is nie die doel van gebed nie.
Mag die Vader almal seën wat nou hierdie skrif wat ek gelees het uit die Bybel uit. Mag die Vader almal seën en mag hy almal help om die werke van die vlees, die dinge wat Papa haat, nie te doen nie, sodat ons lewens meer georden kan wees as vleeslik. Want soos apostel Paulus gesê het, ons vlees moet gekruisig wees, sodat hy kan leef in ons, deur ons, want ons is sy oë, ons is sy ore, ons is sy mond, ons is sy hande, ons is sy voete, ons liggame is sy liggaam. Deur ons doen hy nog steeds sy bediening, deur ons. En as ons nie reg is nie, kan sy bediening nie voortgaan nie. Daar mag nie enige wêreldse dinge, enige vleeslike dinge in ons lewens gevind word, wanneer ons die geleentheid kry om 'n voorbeeld te kan stel, om 'n ambassadeur te wees van die hemel nie. Die hemel is nie 'n vuil plek nie, dis rein, dis heilig, dis skoon, en dit kan nie bevuil word nie. Enige vuilheid word uitgegooi, soos wat hulle vir Lucifer uitgegooi het, omdat daar in hom sonde gevind is. En so ook is Adam en Eva uit die tuin van Eden gegooi, omdat daar sonde in hulle gevind is.